Goeiedag vriende, ons luister na die 9de gebod, daarvoor lees ons Eksodus 20 vers 16 en dan lees ons ook Handelinge 16 vanaf vers 13 tot 31. Eers Eksodus 20 vers 16, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. In Handelinge 16 lees ons van 3 mense wat Paulus en sy medewerkers in Filippi ontmoet. So kom ons lees Handelinge 16 vanaf verse 13 tot 31. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak, sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het egter agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Een van die mense met wie Paulus hulle te doen kry, is 'n slavin met 'n waarsêersgees. Sy loop en skreeu, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste, hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Maar Paulus verjaag hierdie gees en dit word stil. Hoekom sou hy dit gedoen het? Dit was mos die waarheid. Ons vertaling noem die gees 'n waarsêersgees, maar dit beteken nie dat hierdie gees altyd die waarheid gepraat het nie. Aangesien dit 'n bose gees is, kan ons eintlik seker wees dat dit beslis die waarheid verdraai het. In die oorspronklike taal is dit duidelik dat hierdie slavin 'n fortuinverteller was. Haar eienaar het geld met haar verdien, want sy het 'n gees in haar gehad wat in staat was om die waarheid te verdraai.
sodat mense gedink het sy kan die toekoms voorspel. Hierdie Griekse woord kan ook vertaal word met luislang. Met ander woorde, sy het die gees van 'n slang gehad. En ons weet baie goed hoe die slang die waarheid kan verdraai. Al was hierdie woorde van haar die waarheid, het dit steeds nie ten doel gehad om iemand na geloof in Christus te lei nie. Die doel daarvan was eerder om mense te laat glo dat die slavin die waarheid praat. Op die manier kon die eienaar meer geld uit die slavin se woorde maak. Selfs al het haar geskreeu dalk veroorsaak dat mense na Paulus en Silas luister, het dit die slavin self niks gebaat nie. Sy het miskien die waarheid aan haar mond gehad, maar sy het nie die waarheid in haar hart gehad nie. Sy is nie self daardeur gered nie. Wat is die waarheid? Die kern van die waarheid oor ons redding word in verse 30 en 31 genoem. Toe die tronkbewaarder besef dat daar wonderwerke in die tronk gebeur het, vra hy, "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" En dit is die antwoord wat hy kry. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Die redding is nie in die woorde van die slavin of in die woorde van Paulus en Silas nie, maar in Jesus Christus. Ware redding is in die evangelieboodskap, die woord van God. Jakobus leer ons dat geloof sigbaar word in ons dade. Wanneer ons kyk na hoe hierdie mense opgetree het, kan ons sien dat Lydia en die tronkbewaarder anders optree as die slavin en haar eienaar. Lydia en die tronkbewaarder se lewens verander as gevolg van hulle geloof. Die slavin se optrede is om aansien en geld te kry. Dit is op haar en haar eienaar gerig en het niks te doen met liefde vir die mense om hulle of liefde vir God nie. Teenoor hulle staan Lydia en die tronkbewaarder. Hulle albei luister na die woord van die Here, hulle word gedoop en deel hierdie geloof met hulle gesinne. Daarna verwelkom Lydia die sendinggroep in haar huis. En in vers 40 lees ons dat haar huis 'n vergaderplek vir al die gelowiges geword het. Die bewaarder versorg die twee gevangenes se wonde en gee vir hulle 'n ete. Hierdie twee jong gelowiges word onmiddellik diensbaar in die koninkryk van God. Dit is wat die waarheid aan jou doen. Daarom beveel die Here ons om nie vals getuienis te lewer nie, want daarmee toon jy nie liefde teenoor jou naaste of teenoor God nie. Maar die waarheid oor die evangelie gee jou 'n nuwe hart. 'n Hart vol liefde vir God en jou medemens. Liefde wat deel sonder selfsug en wat diensbaar is. Glo jy die waarheid? Is dit sigbaar in jou lewenswyse? Is jou lewe gerig op die koninkryk van God? Of probeer jy jou eie koninkryk op aarde bou? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.